Goeiedag, dit is Werner van die Katholieke Netwerk Suid-Afrika. Vandag kyk ons na vrae 73 tot 78 van die Kompendium van die Katekismus van die Katholieke Kerk. Vraag 73. Hoe moet ons die werklikheid van die sonde verstaan? Sonde is aanwesig in die geskiedenis van die mens. Hierdie realiteit word slegs ten volle duidelik in die lig van die goddelike openbaring en veral in die lig van Christus, die Heiland Verlosser van alle mense. Vandaar waar die sonde groot was, die genade nog groter geskenk het. Vraag 74. Wat beteken die sondeval van die engele? Hiermee word die volgende bedoel. Satan en die ander demone oor wie die Heilige Skrif en die oorlewing of tradisie van die kerk spreek, is as goeie engele deur God geskape, maar het slegte engele geword omdat hulle vrywilliglik en onherroepelik God en sy ryk verwerp het. Daarmee het die hel ontstaan. Hulle probeer om die mens te betrek in hul opstand teen God, maar God bevestig in Christus sy versekerde oorwinning oor die bose. Vraag 75. Waarin bestaan die mens se eerste sonde? Die eerste mense is deur die duiwel verlei en daardeur het hulle hul vertroue in hul Skepper verloor en in ongehoorsaamheid aan hom wou hulle soos God wees. Genesis 3 vers 5. Maar sonder hom. Daarmee het Adam en Eva onmiddellik vir hulself en vir hul nakomelinge die oorspronklike genade van heiligheid en geregtigheid verloor. Vraag 76. Wat is die erfsonde? Die erfsonde of oersonde waarin alle mense gebore word, is die toestand van 'n gebrek aan die oorspronklike heiligheid en geregtigheid. Dit is 'n sonde wat ons opdoen en nie pleeg nie. Die mens verkeer in die toestand vanaf sy geboorte. Dit is nie 'n persoonlike daad wat die mens pleeg nie. Op grond van die oorspronklike eenheid van alle mense word hierdie sonde op die nakomelinge van Adam oorgedra, saam met die menslike natuur, nie deur navolging nie, maar deur voortplanting. Hierdie oordrag van die erfsonde bly 'n geheimenis wat ons nie volledig verstaan nie. Vraag 77. Watter ander gevolge het die erfsonde? As gevolg van die erfsonde is die menslike natuur in sy kragte gewond, wel nie heeltemal verdorwe nie. Die menslike natuur is onderhewig aan onkunde, lyding, die mag van die dood en 'n geneigtheid tot sonde. Hierdie neiging word begeerlikheid of concupiscentia genoem. Vraag 78. Wat het God na die eerste sonde gedoen? Na die eerste sonde is die wêreld oorstroom deur sondes. Tog het God die mens nie aan die mag van die dood oorgelaat nie. Inteendeel, hy het in die proto-evangelie, Genesis 3 vers 15, vooraf verkondig dat die kwaad op 'n geheimenisvolle manier oorwin sou word en dat die mens uit sy vervalle toestand verlos sou word. Dit was die eerste aankondiging van die Messias, die Verlosser. Daarom sal die sondeval selfs 'n gelukkige fout genoem word, omdat die mens die magtige Verlosser verkry het, die liturgie van die Paasvaak. As jy enige vrae het oor die Katholieke Kerk, of belangstel om meer te leer, of iemand ken, of self in 'n posisie is waar jy bekeer tot die Katholieke Kerk en ondersteuning nodig het, moenie huiwer om na ons uit te reik deur daardie e-posadres of daardie selfoonnommers. Die Here seën u.